Ek weet nie of julle kan onthou nie, ons het altyd gesê, toe ons gefliek het, dan het ons gesê, ek wil heel voorsit, want ek wil eers die beeld sien. Nee, dis om ons voorsit en nie agter sit nie. Ag julle, dis lekker om in die huis van die Here te wees, stem julle saam met my. Halleluja, ek is nie opgewonde, of ek is nie vanoggend opgewonde oor enigiets wat met my hierdie week gebeur het nie. Ek is opgewonde, omdat ek vanoggend so 'n bietjie in die teenwoordigheid van die Here was. Jy sien, man, kind van die Here, dit is die lekkerste plek om te wees, is om jou in die teenwoordigheid van die Allerheiligste te bevind, nie van 'n mens nie, nie van enigiets anders nie. Dit is so lekker, as jy weet, jy word wakker, en jy gaan lê so 'n bietjie en jy praat met die Here. Ek weet nie of julle, ek het al dit op ander maniere gehoor, ek onthou as julle my gaan vergun, ek gaan net so 'n bietjie gou met julle gesels. Ek het so rukkie terug, toe ek vir die mense gesê, baie jare terug, met die ou orgels wat ons in die gemeente gehad het. As die tannie hom gespeel het in 'n oggend, dan is daar so 'n besondere klank wat deur hom kom. Ek weet nie wie van julle kan dit onthou nie. En as daai klank deurgekom het, dan het jy geweet, dis vanoggend is 'n geesgedrewe oggend. Maak nie saak wat nie, iets gaan gebeur. Daar was altyd net so iets. En vanoggend toe ek gaan bid, toe voel ek daar's so iets anderste. Ek weet nie of jy al jou eie klank ook gehoor het nie. Daar's baie keer wat jy net bid, en dan is daar kere wat jy bid. En vanoggend het ek gebid. En ek brag nie vanoggend nie, as jy nou gebid het nie, brag ek seker vir jou, maar ek brag nie, want dit was my lekker. Want ek het na dit verlang. Ek het 'n verlang in my hart na Jesus. Ek het 'n smaakie in my hart, want ek verlang na Jesus. Ek het 'n behoefte en 'n begeerte, om met die Here wat my geskaap het, om vanoggend met hom bemoeienis te maak. Ek het vanoggend 'n behoefte, om deur sy krag deurdronge te wees. Ek wil vanoggend deur sy salwing gedrewe wees. Dit gaan nie vir my oor enigiets anderste, boonop sy salwing, as ek nie sy salwing het nie, dan wil ek niks doen nie. Kind van die Here, ek wil jou nie entertain vanoggend nie. Ek is jammer, ek is nie entertainer nie, ek is nie 'n goeie akteur nie. Ek sê vanoggend vir iemand dat, ek voel hom skalk, ek sê vir hom as 'n kind, nou baie van julle, oom Johan sal nou weer met my stry vanoggend, maar ek onthou daar's 'n tyd wat ek skaam was, teruggetrokke wat ek met niemand wou praat nie. Dis seker die tyd wat ek uit Kaartenwil uitgetrek het, toe ek tussen die stadsmense gekom het. Maar ek was skaam, ek was teruggetrokke, ek was bekommerd, ek was nie seker oor myself nie. Sewe skielik het 'n klein dorp uit seker 'n groot dorp of 'n groot stad intrek, dan raak ek bietjie vrees aan, ja, want ek weet nie waar dit was nie. Maar ek kan nie een ding sê, die vyand het iets vir my kom beroof in daai tyd van my lewe. Ek was onvrymoedig. Dit was nie oor enigiemand nie. Weet jy, waar was dit gewees? Die plek waar ek die meeste die stryd moes gevoel het, ek die swakste geword. Iemand het eendag vir my gesê, vergim my as ek het vanoggend ook maar sê dat die Here wys vir hom ek's 'n bidder. Op daai oomblik dink ek, Here, ek wil nie net 'n bidder wees nie. Ek wil nie net 'n bidder wees nie. Dis lekker om te bid, maar ek wil nie net 'n bidder wees nie. Here het my dan vir die dienswerk geroep, ek kan mos nie net bid nie. Eers moet ek 'n profetiese gawe ook hê. Here, eers moet ek ietsie anders te hê. En ek minag hierdie gawe wat die Here vir my gegee het, want ek dink dit is nie goed genoeg nie. Kind van die Here, die wonderlikste gawe wat ons kan besit, is om met die Here te kan praat. Ek kan jou vanoggend dit sê, ons kan al die ander gawes hê. In 1 Korinte 13 skryf Paulus, en sê hy dat ons kan al die gawes hê, maar as ek nie die liefde het nie, dan het ek niks nie. Liefde word nêrens anders te boon behalwe uit gesprek, kommunikasie uitgebore nie, is dit? Hoe anders te raak jy lief vir jou vrou, as jy nie met haar kommunikeer, of vir jou man as jy nie met hom kommunikeer nie. Ons moet 'n wederwysige kommunikasie hê, en ons 'n bietjie met Jesus te praat, maak alles reg. Daar's 'n koortjie wat ons sing wat sê, 'n bietjie praat met Jesus, maak alles reg. 'n Bietjie tyd saam met die Here verander dit. Maar kind van die Here, vanoggend wil ek nie met jou praat oor gebed in geheel nie. Ek wil nie met jou praat oor dit nie. Dit was nou maar net iets wat so lekker hier by my opgekom het. Ek wil met jou praat vanoggend oor die stryd van jou hart. Die stryd van jou hart. Nou as ek jou vanoggend moet vra, waar is jou hart? Dan gaan almal vir my na hulle bors wys, nee. Ek praat nie vanoggend oor hierdie ding wat sê kadoef nie. Ekskuus. Hy het bloed wat hom aan die gang hou, ek wil nie vanoggend hom aan die gang hou nie. Jy het 'n ander hart wat jy besit vanoggend. 'n Hart
wat bo alle ander dinge bewaar moet word. 'n Hart wat maklik mislei kan word deur dinge hier buite. Nou jy my vanoggend vra, waar sit hierdie hart? Jy al ooit gehoor van jou gedagtes, jou hart? Jou hart. Jy al ooit gehoor, ek gee my hart vir die Here? Nou wil ek net vanoggend so 'n bietjie met jou skerts. Het jy met jou bors uitgehaal toe jy hom vir die Here gegee het? Nee. Toe ek sê, gee my hart vir die Here, was dit 'n doelbewuste besluit wat ek gemaak het. Dis 'n keuse wat ek gemaak het. Kind van die Here, baie keer, dan word hierdie keuse so 'n bietjie vir ons bietjie moeilik, nee. Dan weet ons nie altyd, Here, het ek my hart werklik vir U gegee of het ek nie? Ek wil net gou vir ietsie lees, hy sê, wen die oorlog in jou gedagtes en jy verander jou lewe. Hier binnekant in ons harte is daar konstante gewoed. Is dit nie? Weet nie of dit in jou lewe soos nie, maar in my lewe ondervind ek dit baie keer. Ek sit in 'n stryd. En dis nie 'n fisiese stryd nie. Dis nie 'n stryd wat as ek dit nou vanoggend so mag sê, ek onthou my dae toe ek nou nog sport gedoen het, ek kon op 'n rugbyveld geklim het, ek kon dit uitgehardloop het, as ek kwaad was en ek het dit nie verstaan nie, kon ek dit uitgetackle het, wat ook in die geval is, dit het 'n logiese agtergrond vir my gehad. Maar nou kom ek by die Here uit. En hier's 'n stryd in my wat ek nie altyd verstaan nie. Hier's 'n stryd in my hart, hier's 'n getassel, in die Engels praat van 'n tug of war. Wie het al ooit tou getrek? Baie lekker sport. Baie lekker sport. Is nie baie lekker as jy oor die lyn getrek word en jy kan nie meer weerstand bied nie, nee. As jy voel jou voete gly. Daar's 'n video van 'n oom so 'n paar jaar terug op Facebook gewees, dan staan hy so langs die baan, dan wys hy vir hulle, hy trek self nie tot nie, maar hy wys hulle om vas te skop en hy sê vir hulle, trek, en hy gaan laag, en hy hou hulle, hy coach hulle, hy guide hulle. Hoekom guide hy hulle? Want hy kom agter, baie keer het ons leiding nodig, nee. Ek kan dinge nie deur myself doen nie. Tel iets deur jouself probeer vermag. Hoe lank hou dit as jy dit deur jouself probeer vermag? Hou nie lank nie. Hou nie lank nie. Ek wil nog 'n ding vir jou sê vanoggend, ons net lees. Wel eintlik het ek dit al reeds gesê, dit gaan maar oor ons gedagtes. So baie keer, Here, is 'n groot stryd aan die gang. En hoe gaan ek deur dit kom? Waar gaan my oorwinning lê? Here, my oorwinning lê partykeer en ons voel, dit lê so 'n bietjie buite ons bereik. It's out of reach. Is dit nie? Paulus skryf aan Timoteus, hy sê vir hom, bewaar jou pad. Bewaar dit waarmee die Here jou geroep het, hou daaraan vas, moenie van dit ontslaa raak nie. Kind van die Here, dan môre kom, dan raak ons so 'n bietjie besig met dit wat om ons gebeur en dan vergeet ons so 'n bietjie van die Here en ons skuif hom een kant toe, want ons het 'n lekker gevoel gehad. Nou weer eens, hy kom terug na wat Werner vanoggend gesê het, hy sê ek het 'n lekker smaakie. Ek het 'n lekker smaakie, want ek het my God in my hart. Ek weet wie ek vanoggend dien. Dit gaan nie vir my oor waar ek gister of eergister was nie. Dit gaan nie vir my oor of ek nou 'n bietjie weg was, bietjie uit die dorp uit was nie. Dit was lekker. Dis goed. Maar kan ek vir jou sê, ek is opgewonde om terug te wees. Ek het meer moed as ooit vanoggend om terug te wees, want ek het 'n verwagting in my hart vir wat die Here in hierdie plek gaan doen. Ek is opgewonde om te sien hoe die Here weer mense se harte en gedagtes verander. My hoofskrif vanoggend. Ek glo meestal van julle het dit gesien. Weet nie, baie van ons ken Efesië 6. As almal weet waar staan die wapenrusting, is dit nie. Nou gaan nie vanoggend met jou oor die hele wapenrusting praat nie, want eintlik is elkeen 'n preek afsonderlik op sy eie. Maar ek wil met jou vanoggend praat oor die helm van verlossing. Hoekom wil ek met jou praat oor die helm van verlossing? Ek weet self nie wat die Here het dit vir my gegee. Die Here wil met jou praat, want heel moontlik is daar 'n stryd in jou hart waarvan jy self nie seker is nie. En jy weet nie waar die uitkomste vandaan gaan kom nie. En dan kom daai onsekerheid hier in jou hart.
Here, moet ek nie. Here, wil ek nie. Nou goed, gaan net so vanaf vir jou gee dat Paulus het hierdie geskryf met die oog op 'n Romeinse soldaat. So baie van ons het al die tekenprentjies van Romeinse soldate gesien. Die swaarde in hulle sye, die borsharnasse, die skoene wat hulle af, die plakkies eintlik meer. Dit was meer plakkies daai. Dit was nie fisiese skoene soos ons hulle nie. Hulle tone het uitgesteek. Kon sien wie hulle torrels gesny en wie nie. Dit was 'n fisiese ding wat daar aan die gang was. En dan het hulle helm opgesit. Nou, daar's iemand wat 'n helm gedra het, vir wie dit ook nie gewerk het nie. Onthou julle vir ou Goliat? Die dik panser aangehad. Die Here se volk uitgetart, maar tog was sy panser nie sterk genoeg nie. Nou goed, ek wil vanoggend net gou hier in Efese 6 vir jou dit lees. Sê my sal vergin en ek gaan weer terugkom na dit. Efese 6 vers 17 sê, hy sê, neem aan die helm van verlossing. En ek wil net eers by dit stilstaan vanoggend, wat ek wil hê jy moet besef, dat jou gedagtes is in 'n stryd gewikkel vanoggend, en ek hoef dit nie vir jou te sê nie, want jy weet dit self. Vanoggend voordat jy kerk toe gekom het, was jy in 'n stryd met jouself, wil ek opstaan, wil ek nie. Toe baie van julle wakker geword het julle die mis gesien, en gedink, miskien is dit die wegraping, miskien moet ek 'n rukkie langer in die bed lê, want dit is koud buite. Die weer lyk ongemaklik. Baie van ons het gesê, ek moet bietjie warmer aantrek, ek moet maar hierdie luiheid afskud, ek moet maar na die huis van die Here toe gaan. Nou, kind van die Here, dis maklik om vanoggend te sê, kom ons skud ons luiheid af, kom ons verander hierdie gedagtes. Ek wil vir jou net gou 'n gedeelte lees in Psalm 94 vers 19, hy sê, as my gedagtes binne in my vermenigvuldig, dan verkoop jy vertroosting my siel. Nou wanneer vermenigvuldig ons gedagtes in ons? Wanneer ons by onsekerhede uitkom. Wanneer ons by probleme opkom, by angstigheid. Wie van julle was onlangs depressief en angstig gewees? Dis 'n stryd om te voer. Dis nie 'n maklike pad nie. En dit is moeilik om uit dit uit te kom en te sê, maar weet jy wat, ek wil aangaan, want ek wil die oorwinning hê. Want baie keer wanneer ons in hierdie stryd gewikkel is, dan is dit so 'n bietjie moeilik om te sien dat daar vir my uitkomste is. Selfs wanneer ons so 'n bietjie lanklaas by die huis van die Here was, wanneer ons weer terugkom, dan is dit so 'n bietjie moeilik om weer ons voete te vind. Maar nou is die stryd aan. Want ek was vir 'n lang tyd in 'n gemaksone, en dit was 'n gemaklike plek om hier buite te wees. En om terug te kom, is nie so maklik nie. Om terug te kom, kos bietjie van 'n plek, kos bietjie tyd. Ek moet weer bietjie myself oorweeg, en ek moet myself druk, en ek moet veg, teen al hierdie goedjies wat nie wil hê ek moet uitstyg nie. Op skool het ons altyd ook met hierdie ding gesukkel, om bo uit te kom. Nou, weer eens, ek gaan nou maar net terug na rugby toe verwys, verskoon my as ek daarna verwys, dis maar my kennis, dis waarmee ek groot geword het, dit is my groot voorliefde gewees. Maar as jy span wou gehad het, moes jy 'n plek oop gespeel het. Net vanoggend, en ek dink, daar's een van die laaste oefeninge wat ek saam met die A-span gehad het, in my jonger dae, was daar 'n move wat ons moes gedoen het, en ek kon, teen die laaste van die oefening, kon ek net nie dit reg kry nie. En op 'n stadium het ek gedink, ek is disleksies, iets is fout met my. Terwyl ek vanoggend aan dit lê en dink, kom ek agter, maar die stryd was net in my gedagtes. Ek kon dit oorwin het. Het was nie buite my bereik nie. Ek het nie goed genoeg gevoel nie. En wanneer ons baie keer nie ons gedagtes, wanneer ons besig is om hierdie stryd te verloor, dan verloor ons so 'n bietjie hoop. Ons verloor so 'n bietjie selfvertroue. Ons verloor 'n bietjie geloof. En wanneer ons hoop en geloof verloor, waar maak ek staat? Want wanneer hierdie goed uit die deur uitloop en ek het nie selfvertroue nie, dan glo ek nie ek is capable om enigiets te doen nie. Ek kan vanoggend net weer terugkom na myself toe. Ek kan net vanoggend oor myself praat.
Selfs voordat ek in die bediening uitgegaan het. So 'n klompie kere wat ek gedink het, Here, ek is nie goed genoeg nie. Here, ek gaan dit nie maak nie. En ek sê dit nie vanoggend vir jou om jou mismoedig te maak nie. Ek sê dit vir jou, want dit is 'n persoonlike stryd waardeur ons elkeen gaan. Daar's konstante gevegte wat hier bo ons gebeur, wat ons probeer om in ons eie mag en krag te beheer. Ek wil 'n uitwerking hê, maar hoe probeer ek die uitwerking te kry? Gideon, baie keer, dan kom dit aan en dan dink ek sal dit so hanteer. Of ek gaan dit so hanteer. Want ek wil alles in my eie krag hanteer. En dan voel ek is in beheer van hierdie goeders. Willem, ons hou ons van dit. Soos maghebbende mense. Ek hou daarvan, as ek iets kan bestuur, dis my lekker. Om my besigheidseienaar te wees, ek dink dis ook is 'n lekker ding om, ja. Dis lekker. Dis kan ons mense rondorder, is 'n magding nie. Dis nie maklik nie. Dis nie maklik nie. Maar as 'n konstante stryd in jouself, maak ek die regte keuses. Maak ek die beste besluite vir my mense. Kind van die Here, daar's baie dinge, daar's 'n wye spektrum waar ons vanoggend kan praat, maar ons gedagtes vermenigvuldig in ons. En ons is baie keer onseker oor onsself. Matteus 15 vanaf vers 18 sê, maar die dinge wat uit die mond uitgaan, kom uit die hart, en dit is wat die mens onrein maak. Baie keer ons woorde wat ons spreek. Weet jy dat die skrif verklaar, hy sê, in jou tong lê die mag van lewe of dood. Nou wil ek jou vra, waar begin die mag? Begin die bo, in my hart. Want my hart het onrein geword. Dis maklik om te sê, dit gaan moeilik met my gaan, en dit gaan moeilik met my, want my hart is nie op die regte plek nie. Want ek is in 'n stryd gewikkel. Dis moeilik wanneer ons in 'n stryd gewikkel is, om te dink, hoe moet ek iets reg praat? Of hoe moet ek iets goed sê, as ek voel ek is besig om hierdie stryd te verloor? Kom nou, kind van die Here, is dit nie baie keer waar ons onsself bevind in die week nie? Ek het baie keer vir myself hierdie woorde gesê, dit gaan met jou, want jy kyk hoe tree jy op. Of dit moenie met jou goed gaan nie. Wie sê dit vir jou? Wie sê vir jou dit moenie goed gaan met jou nie? Wie sê vir jou dat jy's nie goed genoeg nie? Wie is die ene wat eintlik al hierdie angstigheid en al hierdie gevoed in jou bring? Leer my ore uit. Leer my ore uit. My gedagtes is nie verlos nie. My gedagtes is vasgevang in die idee wat ek sit, wat ek het om te doen. Het julle al ooit gehoor dat ons baie keer die Here in 'n sekere raamwerk insit? 'n klein ou boksie. Die Here kan net hierdie doen, want dis al wat ek glo die Here kan doen. Ai, foei tog, kind van die Here. Jy al gedink dat die Here hy magte is om hierdie aarde te skep waarop jy geloop het? Jy al ooit gedink dat die Here verder kan bereik en verder kan gaan as wat jy vanoggend kan verklaar? Die eindes van hierdie aarde behoort aan. Maar het jy al gehoor van die Artemis 2? Kan ek jou net gou ietsie sê? Daai ruimtetuig wat nou die dag opgevaar het. Nou oor Paasnaweek was hulle vir so 10 dae in die ruimte gewees. Volgens die mense is dit die verste wat 'n mens al ooit gegaan het. Buite die aarde se spektrum. Weet jy wat dit hulle bevind? Hulle terugkom. Het is so onverklaarbaar mooi, dat hulle dit nie kan beskryf nie. En dink net gou aan, hierdie aarde hang net hier in die middel, en niks nie. Wie hou hom daar? Die maan is maar net daar. Wie hou hom daar? Die son is ook maar net daar. Wie hou hom daar? En dan baie keer dan wil ons vir onsself sê, maar Here, alles is onmoontlik. Kom nou, kind van die Here, kom ons praat vanoggend saam, ons is eerlik met mekaar. Julle dien dieselfde Here as ek. Julle leef in dieselfde tyd as ek.
Ek is nie die enigste wat hier hierdie stryd gaan nie. In die begin toe ek hier aangekom het, het ek gedink, Here, ek gaan dit nie maak nie. Ek droom te groot. Maar kan ek jou sê, wie het vir my vertel, my droom is te groot? Daar wat heeltyd vir my vertel, ek is nie goed genoeg nie. Daar wat my vrymoedigheid vir my afberoof het. Daar wat vir my gesê het, jy sal dit nie maak nie. En kyk hoe ver maak ons dit. Almal spot altyd, jy kan julle onthou, daar so 'n ding wat mense deesdae op Facebook sit. Dan sê ek wil net vir daai juffrou wat vir my gesê het, ek gaan niks bereik in die lewe nie, kyk waar sit ek vandag. Ken julle daai ding? Is dit nie? Dan het ons het nou iets om te bewys. Nou vanoggend het ons ietsie om te bewys. Ons is in die huis van die Here. So maklik kon ons by die huis gesit het en gesê het, ag, dit is te koud vanoggend, ek sê lus nie. Ek wil nie die boodskap hoor nie. Wat het hierdie pastoor tog om vir my te vertel? Ek het al die boodskappe gehoor. Moet jy hoor, ek sal baie keer bekommerd wat ek moet vir jou preek, want ek dink ook jy het al die boodskappe gehoor. Maar ek dank die Here vir sy genade. En weet jy wat, ons stryd is nie hier tussen mekaar in die gang nie. Ons wil altyd hier onder mekaar kom en ons wil hier stryd kom voer, kind van die Here. Weet jy hoe maklik is dit om met iemand hieronder te beklei? Ek kan nou, binne 'n splitsekonde kan ek kwaad raak vir my vrou. En dan wil ek nie met haar praat nie, want ek is nou kwaad vir haar. Dit is maklik. Dit is so maklik. Oor 2 minute dan voel ek, okay, nou is dit verby, nou kan ek weer met haar gesels, dan wil sy nie met my praat. Halleluja. En feitlik, is die stryd nie tussen my en haar nie. Die stryd is hier bo in die lig. My hart is net nie bewaar nie. My hart is nie onder die bloed nie. My hart is nie op die plek waar die Here met my kan werk nie. Matteus 15 vanaf vers 19 sê ook, want uit die hart kom daar slegte gedagtes. Hoor gou wat sê die tweede gedeelte, hy sê moord, egbreek, hoerery, diewery, valse getuies, lastertaal. Hier is maar net 'n paar dingetjies as jy vanoggend daarna gaan lees. Hier's baie dinge wat hier in ons gedagtes gebeur. Hier's paar dingetjies wat hier in ons gedagtes maal en deel, en wat vir jou sê, maar jy gaan dit nie maak nie. Baie keer raak ons so kwaad. Nou hier in hierdie dorp word ons darm nie so kwaad nie. Maar in die stad het ons so kwaad geword vir daai taksies. Dan dink ek gaan jou nou van die pad aftrek. As ek jou net kan kry. En dan druk ek om en dan kom ek agter ek maak 'n fool van myself. Ek is besig om die interne stryd te verloor. Baie keer het ons al gebid, ag Here, gee my tog net 'n bietjie genade. Ag Here, ek wil net kalmer word. En dan bring die Here vir jou 'n stryd om jou kalmer te maak, dat jy kan kyk of jy dit nou wil beoefen of nie. En dan wat doen jy? Word nie kalmer nie. Word meer kwaad. Ek word meer kwaad. 2 Timoteus 1 vers 7 sê dat jy nie 'n gees van vreesagtigheid gekry nie, maar van liefde, krag en selfbeheersing. Die kind van die Here, baie keer dan vergeet ons dat ons het selfbeheersing gekry saam met dit. Skuif dit so 'n bietjie een kant toe. Ons vergeet baie keer ons het krag gekry in ons gees. Skuif dit een kant toe. Waarvoor kry ons hierdie goeders? Kry ons krag om sterk te word? Nee! Glad nie! Inteendeel, jy kry krag om te weerstaan die aanvalle van buite af. Amen. En wanneer jy selfs dan voel, Here, my krag kom te kort, dan gee die Here vir jou selfbeheersing. Hy gee vir jou liefde. Hy berus jou toe met die dinge wat jy nie kan besit vanoggend nie. Sien, kind van die Here, dit is maklik om negatief te raak. Ek kom agter in hierdie tyd en dit is so maklik om negatiewe gedagtes te koester. So maklik om te dink, ek gaan dit nie maak nie. Dit is so maklik om te dink, Here, dit is so 'n bietjie bo my vuur maak plek.
Vir wie is dit bo jou vuurmaakplek? Wie het ooit gesê dat enigiets bo jou vuurmaakplek is? Wie het vir jou ooit gesê, jy is nie goed genoeg nie? Jy sien wat die mens wat dit dalk vir jou gesê het jou nie geken nie, they didn't know your abilities. They didn't know your God when they said it to you. Jy sien, want ons wil op ons menslike perspektief, as ons rondom ons kyk, dan is dit maklik om ons te sê, jy gaan dit nie maak nie, want my oordeel is kort. Want in myself glo ek nie dat ek dit gaan maak nie. Romeine 12 vers 2 sê, en word nie in hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Jou gemoed, jou gedagtes, word verander deur die vernuwing van jou gedagtes. Jy sien die oomblik wanneer jy by Christus Jesus uitkom, dan moet daar verandering plaasvind. Die B-gedeelte van Psalm 94 sê dan, hy sê dan verkoop u vertroosting my siel. Wat beteken verkoking? Ek raak opgewonde. Daar kom iets niets. Daar's 'n jubel in my hart. Wanneer ons by die vernuwing van ons gedagtes of ons gemoed uitkom, wat gebeur, kind van die Here? Al hierdie goeders, it has to subside. Dit moet so 'n bietjie een kant toe gaan. Ons moet so 'n bietjie afstand van dit doen. Ons moet so 'n bietjie dit wegstoot. Kom, ek gaan weer 'n bietjie terug na dit toe. Miskien het van julle gekyk die rugby gistermiddag. Wie het gekyk toe die Bulle gewen het gisterand? Niemand nie. Prys die Here. Dis 'n bekeerde kerk vanoggend. Ek grap. Nou gaan al die Bulle my snaaks, want hy gelukkig is Frans so nie, ek's veilig. Maar as jy daar hardloop en hy val jou aan, stoot jou af. Is dit nie? Of jy moet hom sidestep. Willem? Ons moet 'n manier kry om deur dit te kom. Maar dit gaan nie deur jouself kom nie. Kom net deur die vernuwing van jou gedagtes. Wanneer jy weer krag gekry het. Na halftyd. Want voor halftyd is ons moeg. Na halftyd, soos daai prep talk gehad het. Is dit nie? Baie keer verloor ons die eerste helfte. En dit ons Here, dis verby. Ek gaan dit nie maak nie. En as daar waar die vyand kom en jy sê, maar na halftyd. En kom ons sê vanoggend is dalk jou halftyd. Hier is dalk jou oomblik waar die Here jou net so 'n bietjie kom stil maak en hy sê, my kind, ek wil net so 'n bietjie met jou kom praat. Ek wil net so weer 'n bietjie deelagtig van jou lewe word. Ek wil net weer 'n bietjie hê dat daar 'n vernuwing, 'n verkwikking in jou siel moet kom. Ek wil net in jou gedagtes, jou gemoed moet so 'n bietjie weer verander oor jouself. Want dit is so maklik om te dink, maar Here, ek kan dit nie maak nie. Here, ek is nie goed genoeg nie. So maklik om te dink, ek het elke tackle gemis. So maklik om te dink, Here, ek het dit nie in my nie. Here, dit wat U vir my gegee het, is net so 'n bietjie te ver buite my bereik. Veel keer het ons al in die kerk ingestap en gedink, Here, ek gaan dit nie maak vanoggend. Menigte maal het ons al in 'n kerk, praat nie van hierdie kerk spesifiek, enige kerk. Ons al ingestap en dink ek, Here, ek gaan dit nie maak nie. Ek gaan val. Er is te ver weggetrek. Is te ver weggetrek. Want ek het niks goeds om aan te dink nie. Maar Romeine 12 vers 2, ek wil dit net weer vir jou lees. Die begin deel te sê, en word nie in hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van jou gemoed, sodat jy kan beproef wat die goeie en welgeval en volmaakte wil van God is. Kind van die Here, die volmaakte wil van God vir jou lewe is
is dat jy moet voorspoedig wees. Is dat jy in oorwinning moet wees. Jeremia 29 vers 11 sê vir jou dat ek ken die planne aangaande jou. Die Here se gedagtes, hoor nou gou-gou, jou gedagtes en die Here se gedagtes, hoor hoe verskil dit. Jeremia 29 vers 11 sê, ken die planne aangaande jou, planne van 'n hoopvolle toekoms. Wat is jou planne vir jouself vanoggend? Wat is jou hart vanoggend? Wat is jou gedagtes? In Efesië 6 vanaf vers 17 sê hy, neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees, dis die woord van God. Terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees en juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Dit is van Here, hoekom moet ons gedagtes bewaar? Hoekom moet ons 'n helm van verlossing opsit? Want baie keer verloor ons die stryd omdat ons nie waaksaam is nie. Wanneer ek hierdie helm opsit en ek sê, Here, ek soek verlossing. Is dit nie verlossing van my baas en verlossing van my vrou nie. Dis verlossing van die wêreld en die dinge hier buite. Dis van die aanvalle wat teen my geloods is, wat ek nie kan beheer nie. Dis die dinge wat ek nie in my fisiese mag kan bestry nie. Dis die dinge wat my laat voel, Here, ek's nie goed genoeg nie. Ek het verlossing nodig van die goeders wat 'n skeiingsuur of 'n skeiingsmuur tussen my en God maak. En dit is so maklik om 'n skeiingsmuur tussen ons en die Here te kry. So maklik om vervalle te raak. Dis maklik. Dis een keuse. Een besluit. Een sekonde van swakheid. Een oomblik wat ek nie beheer toepas nie en is verby. Is daai oomblik wat jy kan kies of ek jaag die taxi of ek los hom en ek ry verby hom. Of daai ou wat op my getrap het, daar onder in die losgemaal. As ek hier opstaan, gaan ek hom kry. En ek kan wag tot ek by die volgende losgemaal kry, en dan kan ek hom daar trap. Of, ek kan net sê, Here, dankie dat U my bewaar. Ek het nie nodig om te veg nie. I don't need to stoop to their level. Ek hoef nie minder te dink nie. Want kind van die Here, ek wil vir jou sê dat jy is meer as wat jy dink vanoggend jy is. Jy is hoër as wat jy dink jy is. En dan voel jy baie keer, Here, ek is nie goed genoeg nie. Wil die Here vir jou sê, jy is goed genoeg, my vriend? Jou gedagtes dwaal baie ver. Nie dwaal af. En jy wonder, Here, hoekom? Ek wil vanoggend vir jou sê, die Here sê, ek sien jou raak. Wil jy optrek? Wil jy verby dit vat? Maar hou vas aan my. Los al die ander goeders. Dis tydelik. Dit werk nou op ons. Maar dit gaan eventueel verby vaai. En dan moet jy net helemaal vasthou. En daai goeders hou nie ewig nie. Môre is dit verby. But when you hold on to Christ, He gives you life beyond what you see at those moments. He gives you purpose. Hy draai jou deur wanneer jy voel, Here, ek het niks om mee vas te hou nie. Wanneer al hierdie goeders besig is om uit te raak en uit te rafel en te verdwyn, dan moet ons iets helemaal vasthou. Wanneer ek voel, Here, my gedagtes dwaal die bo my, en daar is nie meer plek nie. Kind van die Here, die Here roep jou terug. Die Here roep jou terug vanoggend. Die roep jou terug. Hy wil jou siel verkoop vanoggend. Hy wil weer hê jou gedagtes moet weer opgehewe word. Amen. Nie hoef my net te glo vanoggend, maar gaan met jou deel. En baie van julle wat op die nuusgroep is, het dit vanoggend gesien, dis terwyl ek vanoggend so bietjie lê en ek praat met die Here. Terwyl ek so bietjie in daai gebed is wat hier in Efese praat. My gebed en my smeking voor die Here. En ek roep Here aan oor hierdie gebou en terwyl ek so sien ek twee groot hande met 'n groot bak
Ek kan dit nie vir jou wys nie, want my hande is te klein. Ek wens ek kan vir julle die visioen gewys het wat ek gesien het. Maar ek sien hoe die Here van vooraf so oor die dak uitgiet. Dit loop hier oor. En tog eers, Here, wat is dit? Tog eers, dis water. Ek sien hier, is nie water nie, het loop hopeloos te stadig vir water. Tog is salfolie. Maar dis ook nie, dit is dikker as salfolie. En in my gees ervaar ek, dis hemel. Ons sing daai ou koortjie, Sweet Honey in the Rock. Come taste and see that the Lord is good. Sweet Honey in the Rock. En terwyl ek vanoggend so 'n bietjie met die musikante deel, want dit is my voorreg om eers met hulle hierdie goeders te deel. So hulle het dit voor julle geweet vanoggend. Maar ek weet nie of julle al ooit gelees het van Jonathan in 'n geveg. Toe die geveg uitkom, toe sy honger. En baie van ons sit vanoggend hier, ons is so 'n bietjie moeg van die geveg. Wat hier in ons brein, hier in ons gedagtes, hier in ons harte maal en deel, wat hier vermenigvuldig. Hy vat sy swaard, en hy sal sy heuningkoek, en hy steek dit daarin, en hy trek so uit, en hy eet dit daar af. Die skrif verklaar dat sy oë het helder geword. Hy het gevoel die krag kom weer terug in sy liggaam in. Kind van die Here, jy hoef nie te eet van wat ek vanoggend vir jou gesê het nie, maar ek wil vir jou sê, kom eet van wat die Here vanoggend vir jou gegee het. Kom vat so 'n bietjie in van wat die Here vir jou wil hê. Laat hy jou versterk vanoggend. Laat toe dat die Here jou versterk en jou hart verkoop vanoggend. Jonathan het met 'n oorwinning daar weggestap en ek wil hê jy moet vanoggend hier uitstap met oorwinning oor jou gedagtes. Wil jy moet vanoggend weet dat jou gedagtes jou nie oorheers nie. Maar dat wanneer jy jou helm van verlossing opsit vanoggend, dat die Here vir jou verlossing wil bring in jou stryd waarmee jy sit vanoggend. Ag, kinders van die Here, wil julle nie net gou so vinnig saam met my staan nie. Ek wil so hê ons moet vanoggend 'n bietjie van 'n profetiese aksie doen. 'n Manifestasie, 'n fisiese aksie. Nou jy kan vanoggend verder gaan in Efesië 6 gaan lees en gaan kyk om jou wapenrusting aan te sit. Ek gaan jou net vanoggend leer om jou helm van verlossing aan te sit. Amen. Amen. So ons gaan nou vanoggend verklaar, jy in jou eie woorde. Ek kan dit nie vir jou sê nie, want ek weet nie wat jou stryd is presies vanoggend nie. Maar ek wil vir jou sê, vat vanoggend so 'n bietjie die helm hier langs jou. Kyk gou 'n bietjie na hom. Kyk gou eers na hom. Lyk hy groot? Lyk hy moeilik? Lyk hy swaar? Vat hom vanoggend en sê, Here, soek so 'n bietjie die verlossing van gedagtes. Here, gee my die genade om vanoggend hierdie dinge wat my onderhou, wat my weerhou om by U uit te kom, om vanoggend die oorwinning oor dit te kry. En my gebed vir jou vanoggend is, moet dit nie net vanoggend doen nie. Kind van die Here, moet dit nie net vanoggend doen nie. Maar van hierdie oggend af vorentoe, doen dit elke liewe dag. Laat jy die oorwinning kan sien, dag vir dag in jou lewe en moenie toelaat, dat die vyand meer daai oorheersing oor jou kry nie. Ek wil net 'n laaste gedeelte met jou deel, wat nie deel is van my preek nie. Maar ek het dit vanoggend gekry, terwyl ek gaan bid het ook. Sien Psalm 23, vers 5. En ek wil dit vir jou lees. Hy sê, U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie. My beker loop oor. Nou vanoggend wil ek jou net kan ek net nog een verklaring maak vanoggend. So saam met jou oorwinning, kyk net gou die ander kant van jou tafel vanoggend en sien hoe dit die Here vanoggend vir jou tafel voorberei het. En jou teestanders, jou gedagtes kan net aanskou hoe dat die Here vir jou goed is en dat hy jou hoof vet maak van olie. En mag jou beker vanoggend oorloop van die vreugde wat die Here aan ons geskenk het. Amen. Jy mag net die seën van die Here oor julle uitspreek en dan gaan ek vir
Oom Willem vra om af te kom sluit, asseblief. Nummer 6:24 sê, die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen. Vanmôre uit die woord uit kon leer. Anders as ander môrens, Here, is daar blydskap in my siel. Ek weet vanmôre, Here, dat elke gedagte wat nie van U af is nie, verwyder is. Dit wat jy toelaat in jou lewe is jou eie saak, want God het vanmôre gepraat met elke een. Ek is dankbaar dat ek kon bywoon en kon hoor. Ja, Here, ons moet ons pakkies maar eenkant sit en opkyk na U toe. Baie dankie vir die woord wat ons geseën het. Ek wil ook uitermate bid vir die vanmôre wat sieklik is. Ek wil bid vir my moeder wat nie wel is by die huis nie. Omstandighede wat jy al reeds ken daar. Maar ieder en elkeen wat hier sit vanmôre, wil ek bid, Here, dat hulle pakkies sal neersit en as hulle uitstap dat hulle vry sal wees. Maar die Heilige Gees beweeg saam met ons. Waar ons opstaan en afklim en opklim en opbeweeg en rondom draai en waar ons ook al kyk, weet ons dat U is in ons hart en U beskerm ons onder U kosbare bloed. Baie dankie vir die aanstelling van die jong paartjies hier vanmôre. Here, ek wil bid dat die Heilige Gees vuur en hulle brandend sal word, dat dan nie ophou sal wees nie, maar dat ons beweeg met spoed saam met die Here. Here, elkeen anders wat hier is vanmôre wat ontvang het, salf ons met die Heilige Gees, tot ons vanaand weer by mekaar kom. Steek ons asseblief diep en dig weg onder U kosbare bloed. Ons vra dit in Jesus naam. Amen en amen.